my heart could tell a story, if my life would sing a song, if I have a testimony, if I have anything at all. No one ever cared for me like Jesus. His faithful hand has held me all this way. And when I'm old and gray and all my days are numbered on the earth, let it be known, in you alone my joy was found. Oh, my joy, my joy. Let my children tell their children, let this be their memory, that all my treasure was in heaven, and you were everything to me. No one ever cared for me like Jesus. His faithful hand has held me all this way. And when I'm old and gray and all my days are numbered on the earth, let it be known, in you alone my joy was found. I found my joy. I'm still in love. You're still enough for me. Still all I want. You're still my everything. I'm still in love. You're still enough for me. You're still all I want. You're still my everything. No one ever cared for me like Jesus. His faithful hand has held me all this way. And when I'm old and gray and all my days are numbered on the earth, let it be known, in you alone my joy was found. Goeiemôre vriende en baie welkom op hierdie Pinkster Sondagoggend wanneer julle weer in Huiskerk saam is. Ek hoop dat julle wonderlik gestig is deur hierdie lied wat ons sopas saam geluister het en dat julle opgewonde is om vandag saam te kom en julle te verlustig in die lieflikheid van die woord van die Here. Tradisioneel op 'n Pinkster Sondag herdenk ons die feit dat die Heilige Gees uitgestort is en die Heilige Gees het gekom om ons met krag te vul, om ons met die heerlikheid en die lig en die lieflikheid van die getuienis van Jesus Christus te vul, sodat ons met daardie getuienis
die wêreld kan ingaan en getuies kan wees van ons opperherder, Jesus Christus. Ons hele tema hierdie hele week het gegaan oor my beker loop oor en ons het gedagtes en teksverse en skrifgedeeltes besoek juis vanuit die psalms uit om daardie diepe verlange en troos en werp jou bekommernis op die Here ensovoorts te vind in die woord. Nou vanoggend kom ons by een van my gunsteling psalms, Psalm 63. En ek kan aan geen beter psalm dink om hierdie geleentheid af te sluit, as ook die Heilige Gees uit te nooi om ons op ons lewensreis verder te vergesel om Christus te verheerlik. So ons tema vandag is, my siel dors na U, o God. Dawid skryf hier in Psalm 63, hierdie pragtige psalm. En hy is in die woestyn van Judea, en hy is dorstend na God. En dis 'n baie belangrike ding, selfs jong mense, kinders, julle wat vandag saam luister, dat ons ergens sal kom en ons 'n verlange in ons hart sal hê na die Here. Nou, jare terug, so die 4de eeu na Christus, was daar 'n ou kerkvader met die naam van Augustinus. Nou sy ma, kinders, het altyd vir hom gebid vir sy bekering, dat hy sal dors na die Here, dat hy die Here Jesus sal vind, en dat hy sy lewe sal neerlê vir hom. Nou, prys die Here dat in die verhaal het Augustinus die Here gevind. Hy het sy lewe neergelê vir Jesus, en dan in omtrent die 4de eeu na Christus het Augustinus iets baie belangrik neergeskryf, wat ek vandag aan julle wil noem, en hy het gesê, dat die mens sal altyd rusteloos bly, totdat 'n mens die Here gevind het. Ek hoop sommer julle hoor hoe lekker val die reën hier buite terwyl ek hierdie opname maak. Ons eer die Here daarvoor. Maar luister net weer wat Augustinus gesê het, is 'n mens sal altyd rusteloos bly totdat jy die Here gevind het. Nou, wanneer jy dan die Here gevind het in jou lewe, vervang jy daardie onrus waarmee jy gekonfronteer is, daardie onrustigheid, daardie soeke, daardie verlange, vind eintlik dit wat jy jou hele lewe lank na gesoek het. En dis natuurlik die Here. Nou Dawid verstaan dit baie goed. Hy sê in Psalm 63, o God, hy sê, U is my God, U soek ek. My siel dors na U, my vlees smag na U, in 'n dor en 'n uitgedroogde land sonder water. En wat hy eintlik hier verwoord is iets wat ek dink ons in die 21ste eeu, in die era waarin ons nou leef, jong mense in die skole, by die werke, ouers, ons regtig mee te doen kry, en dit is dat ek kom agter is, mense is rusteloos, want daar is nie daardie diepe, dorstende verlange na wie God is nie. Nou, Dawid gebruik hier, in die aanvang van Psalm 63, baie sterk uitdrukkings, wanneer hy sê dat hy 'n hinkering en 'n soeke na God, en dat hy vind, hy sê, ek soek U, ek dors na U, ek smag na U. Nou, ek wil vir jou vra, wanneer laas het jy in jou huis of in jou eie persoonlike geloofslewe so na die Here toe gekom? Ek wonder net hieroor, ek kan nie 'n oordeel hieroor vel nie, maar ek wonder baie keer of ons nie net deur die motions van geloofslewe gaan, en jy weet, ons bid maar hier en ons bid maar daar, en ons lees maar hier en ons lees maar daar, en ons woon dalk 'n diens of een by, maar wat Dawid eintlik sê is, hierdie smagtend, hierdie dors, hierdie soeke na God, is 'n konstante. Jy gaan altyd rusteloos in jou lewe bly, totdat jy dit gevind het, om aan te sluit by Augustinus. En dan, wanneer jy dit gevind het, wanneer daardie onrus wat in jou lewe was, daardie soeke bevredig word, dan is daar 'n verdieping wat in die Here plaasvind. Daar is 'n verlange en 'n konstante soeke na wie die Here is. Jy het dan nie die verlange om na die woord van die Here toe te gaan, en ek gaan nou 'n groot woord gebruik, onder die geklank van die woord te kom, met ander woorde, gedurig die woord te lees, dit te hoor, maar ook dit in te drink. Jy weet, dis soos Dawid sê, my siel dors na U God, ek dors na U. Nou, dit laat my baie sterk dink ook aan Dawid, wat 'n paar psalms van tevore ook iets skryf. Hy skryf in Psalm 42, vers 2 en 3 lees ek vir ons, hy sê, soos 'n hert wat smag na waterstrome, so smag my siel na U, o God. My siel dors na U, God, na die lewende God.
Wanneer sal ek ingaan en voor die aangesig van God verskyn? En wat jy hier moet hoor is hierdie diepe verlange en dorsting wat hy uitspreek ook in Psalm 42. Ek dors na U soos 'n hert wat smag na waterstrome. Nou so 'n tydjie terug, toe ons in Johannes 7 was, het ons gepraat oor Jesus wat daar die laaste dag by die Hittefees kom en preek, en ons weet dat Jesus se lering op daardie stadium is nie sy eie lering nie, maar hy praat met die autoriteit en die gesag van God. Dis God se hart wat hy openbaar, en dan sê hy in Johannes 7 vers 37, hy roep dit eintlik so dringend uit. Ek hoop dat ons dit opnuut weer so sal hoor. Hy roep dit dringend uit, as iemand dors het, laat hom na my toe kom en laat hom drink. En soos die skrif sê, wanneer jy daai geloof sal kry, sal strome lewende water sal uit jou binneste vloei. So die uitnodiging wat van God se hart afkom, wat Jesus verwoord in sy lering, want Jesus sê mos duidelik, my lering is nie myne nie, maar van hom wat my gestuur het, is dat as jy 'n smagtend het, 'n rusteloosheid het, 'n dors het, dan kom jy na die Here, soos wat hierdie reën nou met mening afkom terwyl ek hierdie boodskap bring, is dat dis amper wat die boodskap wat die Here wil gee. Ek wil vir julle die sluise van die hemel oopmaak. Ek wil julle hinkering, julle dorsting, julle smagting na my, wil ek, wat die stroom van lewende water is, wil ek julle mee versadig. Ek wil vir julle troos bring, ek wil vir julle hoop bring, ek wil hê dat daai soeke, daai hinkering en daai dors na my sal wees, soos Jesus dan uitroep. En vriende, dit het my ook laat dink, jy weet wat Dawid op 'n stadium ook in Psalm 36 sê, hy sê, U goedertierenheid, Here, is tot in die hemele, U trou is tot in die wolke, U geregtigheid is soos die berge van God, U oordeele is 'n groot watervloed. Here, U behou mense en diere, hoe kosbaar is U goedertierenheid, Here. Hoe kosbaar is dit, daarom skuil die mensekinders onder die skaduwee van U vleuels. Dit is waar ons vreugde vind, dis waar ons skuil. Hulle verkoop hulle aan die vettigheid van U huis, aan die vettigheid van die huis. U laat hulle drink uit die stroom van U genietinge. Dis wat die Here wil hê. As jy dorstend is, dan bring die Here, hy verkoop jou, hy abundantly satisfy jou soeke en verlange net in wie hy is. Hy gee vir jou openbaring van wie hy is, en dan bring hy jou op jou knieë voor hom, sodat jy sal besef, my onrus, my soeke, my dwelling in hierdie wêreld was alleenlik eintlik maar net om hom te vind. En dan kom jy tot rus. Hy verkoop hulle aan die vettigheid. U laat hulle drink uit die stroom van U genieting. Ek wil hê jy moet dit hoor vanoggend daar in vers 9 van Psalm 36, is dat dit God is. U laat hulle drink. God laat hulle drink. Hy is die een wat ons uitnooi om na hom te kom, en dan help hy ons. Hy laat ons drink uit die stroom van sy genietinge, van sy pleasure en sy delight. En dan is dit so mooi wat vers 10 sê, want by U is die fontein van die lewe. In U lig sien ons die lig. So Dawid sê, o God, my God, U soek ek verlang U, ek dors na U, ek smag na U. Dit is wanneer jy sal kom uiteindelik by die stroom van lewende water, die fontein van die lewe, God self, en by hom sal drink. Want dan gebeur daar iets met 'n mens wat Jeremia oor profeteer, en ek wil dit graag vir ons lees. Ek laai net in my Bybel so twee gedeeltes in Jeremia 17. As dit nie jou verlange is nie, gaan jy altyd, soos Augustinus sê, 'n onrus in jou lewe hê. Jy gaan soek en verlang, jy gaan na die wêreld toe draai, en dan gaan jy na die opinies van mense toe draai om jou tot rus te bring. En dan sê hy so mooi, Jeremia profeteer in Jeremia 17 vers 13, o Here, verwagting van Israel, almal wat U verlaat, sal beskaam staan. Wie van my afwyk, sê God, sal op die aarde geskryf word, want hulle het die Here, die fontein van lewende water, verlaat. En dit weer klank amper die profesie vroeër in Jeremia 2 vers 13 wat sê, want my volk het twee verkeerde dinge gedoen. My, die fontein van lewende water, het hulle verlaat om vir hulle reënbakke uit te kap, gebarste reënbakke wat geen water hou nie. Jy sien my vriend, die diepe vraag is, waar drink jy?
Drink jy uit die genietinge van hierdie wêreld? Drink jy om jou onrus tot stilte te bring of te versadig vanuit die wêreld en die opinies van mense, vanuit wêreldse dinge, of het jy jou trots en jou hardkoppigheid gelos en uiteindelik ergens uitgekom waar jy die knie buig en 'n verlange het, 'n persoonlike verlange het om te dors, te soek en te smag na wie God is. As iemand net dors het, sê Jesus, laat hom na my toe kom, nie na enigiemand anders toe nie na Moses toe nie na die pastoor toe nie na die dominees toe nie na YouTube toe nie na boeke toe nie, laat hom na my toe kom, die stroom van lewende water, en laat hom dan drink. Dis die werkwoord. Jy kan nie net kom en daar kom staan en niks doen nie. Die bedoeling is dat jy sal drink, en dat jy dan versadig sal word. As daar iemand is vir wie jy moet vra, wat beteken dit om te drink, dan kan ons maar weer die Samaritaanse vrou by die put gaan vra in Johannes 4, want sy sal onmiddellik vir jou antwoord wat dit beteken om te drink by die fontein van lewende water. Om iets te drink waarvan jy nooit weer sal dors kry. En vriend, hier in die einde van hierdie Pinkstergeleentheid, het ons die ideale geleentheid om te herdenk dat Jesus Christus nie net gekom het om die fontein van lewende water te wees nie. Hy het nie net gekom om jou dors te les nie. Hy het nie net gekom om jou aardse behoefte en jou onrus te bevredig nie. Hy het gekom om vir jou 'n nuwe lewe te gee. Hy het deurgebreek. Hy wil jy sê dat jy jou tekortkominge en jou unworthiness sal bely voor hom, dat jy jou onrus uiteindelik sal laat staan deur te smag en te soek en te drink. En dat jy dan uiteindelik sal kom, nie by die fonteine van die wêreld nie, maar die fontein van die lewe, en dat jy in sy lig, die lig waarlik sal sien. Dit sluit vir my so mooi aan by Johannes 1 vers 4, want in hom was lewe en hierdie lewe was die lig vir die mens. Hy het juist Johannes 1 vers 14 onder ons kom tabernakel, kom tent opslaan, en hy het die heerlikheid van God gebring, die volheid van God, genade op genade, meer as genoeg, elke môre se goedertierenheid in oorvloed. Die wat die goedertierenheid van die Here soek, sal skuil by hom, soos Psalm 36 sê. Jy sal verkoop word, jy sal abundantly satisfied word. Dis nie omdat jy iets gaan kry wat vir jou status en aansien in die lewe gaan gee, dis omdat jy tot rus gaan kom, dat jy berus het in ewigheid, in 'n ewige lewe, 'n geloofslewe wat oneindig is, geanker, gewortel, gegrondves in die opperherder Jesus Christus, ons Here. En vriend, dis ons verlange. Nou kom ons vandag en ons sê, Here, dankie dat U nie net gekruisig is, begrawe en opgestaan het nie. Dankie dat U ook opgevaar het hemel toe. Maar dankie dat U gaan sit het aan die regterhand van God. En dan juis vandag, dankie dat U die Heilige Gees uitgestort het. Dankie dat dit vir ons 'n trooster is, 'n comforter. Dankie dat hy vir ons krag gee. Nie om beter as ander mense te wees en meer heiliger en meer godsdienstig nie, maar vir ons 'n krag gee om 'n getuie te wees van Jesus Christus. Want jy sien, vriend, as jou onrus, daai dors geles is, as dit tot bedaring gekom het, is jy 'n fontein van lewende water. Want die Heilige Gees het reeds gekom. En sal jy letterlik oorloop soos hierdie strome water wat geval het terwyl ons nou hierdie opname gemaak het. Jy sal oneindige seën bring, nie net in jou onmiddellike omstandighede nie, maar oral waar jou sit, jou staan en jou wandeling geskied in die wêreld. En weet jy, vriend, daarom wil ek vir jou aanmoedig om nou, wanneer ons na die tafel van die Here toe kom en die nagmaal gaan saam gebruik, dat jy opnuut vir jou die vraag sal vra, waar drink ek? Is my siel dorstend na die ware God? En wees eerlik met jouself. Of het jy 'n oppervlakkige drink maar net hierso nou en dan, of het jy 'n konstante dors gevind? Jy weet, ek wonder by myself of ons al regtig dors gehad het in die lewe. Jy weet, as ons dors het, drink ons gou vinnig 'n teetjie of 'n koffietjie, maar het jy al regtig dors gehad? Het jy regtig al jou tekortkominge of jou gebrokenheid voor die Here verstaan? En as jy dit verstaan het, sal jy eenvoudig net neerval by die fontein van lewende water en jy sal jy daar bly vir die res van jou lewe. Dit was my heerlik om hierdie week bietjie met julle te gesels en ek hoop dat julle nou 'n wonderlike nagmaalgeleentheid saam sal gebruik wanneer julle in herinnering roep die een wat uitgeroep het, as iemand dors het, laat hom na my toe kom en drink.
En soos die skrif sê, natuurlik sal geloof opstaan in jou, soos die skrif sê, en strome lewende water sal uit jou binneste vloei. Mag jy nou hierdie waarheid saamgedek, saam met medegelowiges. Dis kosbaar om nou brood te breek saam met 'n medegelowige. Dit is deel in die eenheid met mekaar, maar dit is ook deel in geloofsopenbaring en getuienis met die eenheid van wie Christus is. Mag jy jou daarin verlustig. En weet jy vriend, ek wil nou vra net daar waar jy sit, kom ons bid net saam. Vader, ek kan nou, na hierdie week kan ek bely, my beker loop oor. Of meer as dit, as ek na U toe kom, dan kan ek bely, my beker is deurdrink. Ek kan nou na hierdie week, kan ek opnuut weer in stilte en in ootmoed bely. Ek kan elke môre nuut my môrelied sing, want God, U is my God en U is by my. Ek kan met vrymoedigheid uitjubel in 'n diepe danksegging, dat U vir my 'n groot verlossing gebring het deur wat U kom doen het, dat U lewe vir my kom neerlê, dat U daardie soeke en dorsting en smagting, dat U dit bevredig het. En daarom weet ek, my God, soos ek hierdie week geluister het, kan ek by U kom skuil en is ek by U veilig, want ek weet, by U, my God, is die hoogste goed. Daar is niemand of niks beter as U nie. U is groter as die hoogste muur of berg waaroor ek ooit moet gaan. U het dit deurbreek. Ek weet ook dat die woorde uit my mond en die oordeenking in my hart welbehaaglik vir U sal wees, Here, wanneer ek my rusteloosheid tot bedaring gebring het. Wanneer ek my hinkering na die Here verdiep elke oomblik en soos my lewe aangaan en ek ouer word, al hoe meer hinker na die lieflikheid van wie U is. Daarom bely ek, God, U is my enigste toevlug. Ek leef en ek kies vandag om te leef vanuit geloofsvertroue in Jesus Christus as my Here. En dankie Here dat ek ook vandag kan bely, dat as ek swaar kry en al kom daar moeilike dinge oor my pad en trauma en seer, gaan ek al my bekommernisse op U werp, want U sorg vir my. Want my siel dors na U, my God. Ek soek U, ek dors U, ek smag U, en ek het U gevind. God, die plan wat U gemaak het in Jesus Christus. En daarom, Heilige Gees, nooi ek nou opnuut vir U vandag uit. As my lewe nie staan onder die krag van U nabyheid en vertroosting en inspirasie en verheerliking van Christus nie, wil ek nou my lewe oopmaak vir U en sê, kom Heilige Gees, kom vul opnuut vir my met die krag van bo. Vul my, maak my mond oop, steek in my die lieflikheid van die vuur van die heerlikheid van God aan, sodat ek 'n getuie sal wees van die heerlikheid van die Here tot 'n lengte van dae. Amen. En vriend, nou is dit vir my 'n wonderlike voorreg om vir julle nou 'n kans te gee. Ons gaan eers na 'n lied luister en daarna sal ek vir ons die nagmaal instel as julle daarvan wil gebruik. En indien julle op julle eie dit wil doen, kan julle net na die lied saam luister en daarna die video stop. Die Here seën julle en dankie dat ek so in hierdie week met julle kon kuier. Baie seën vir julle almal, hoor. Liefde groete. You broke the bread and blessed the cup. You served the sacrifice of love. Holy, holy, holy. I want to see the glory of all that you are and all that you've done. Jesus, the Lamb of God, oh, what a Savior. You took the altar and made it a table. Nothing can separate what you bring together. Now and forever I will remember. How beautiful the mystery. Christ, my hope, alive in me, and worthy, worthy, worthy. I'm caught up in the glory of all that you are.
all that you've done. Jesus, the Lamb of God, oh, what a Savior. You took the altar and made it a table. Nothing can separate what you bring together. Now and forever I will remember. Now and forever I will remember. I will remember. Don't let me stay the same. Only your love can change me. Don't let me stay the same. Only your love can change me. Don't let me stay the same. Only your love can change me. Don't let me stay the same. Only your love can change me. Jesus, the Lamb of God, oh, what a Savior. You took the altar and made it a table. Nothing can separate what you bring together. Now and forever I will remember. Now and forever I will remember. Taking time to remember, oh, how I need the Savior. What was broken and severed, it will come back together. As I remember you, I will remember you. Vriende, baie welkom nou by die nagmaaltafel. En in aanloop na hierdie hele week, na elke woord wat ons geluister het, is die uitnodiging so mooi mos in Openbaring, dat die Here klop en as ons oopmaak vir hom, sal hy inkom en maaltyd saam met ons hou. Sodat ons beker deurdrenk kan wees en totaal en al oorloop van die lieflikheid van wat die Here Jesus Christus vir ons kom doen het. Paulus skryf in 1 Korintiërs 11, as julle dus saamkom, dan wil dit nie sê dat julle die nagmaal van die Here eet nie. So die nagmaal is nie 'n ete of net 'n afsonderlike soos enige ander ete nie. Dis iets spesiaal wat die Here bedink het. Hy sê in die volgende vers, want as julle eet, gebruik elkeen eers sy eie ete, en die een wat honger en die ander een is dronk. Het julle dan geen huise om in te eet of te drink nie, of verag julle die gemeente van God, en maak julle die beskaamd wat nie het nie? Wat sal ek vir julle sê? Sal ek julle prys? Hierin prys ek julle nie. Want ek het van die Here ontvang, sê hy. Dis baie belangrik. Ek het van die Here ontvang wat ek nou aan julle oorgelewer het, dat die Here Jesus in die nag waarin hy verraai is, brood geneem het. En nadat hy God gedank het, het hy dit gebreek en gesê, neem, eet. Dit is my liggaam wat vir julle gebreek word. Doen dit tot my gedagtenis. Ek vra nou dat jy die brood sal neem, wat julle onder mekaar verdeel het, en dat julle dit nou sal eet. Dit sal neem, dit sal eet, en sal glo. Dit is die Here Jesus,
simbolies sy liggaam wat vir ons gebreek is, en doen dit tot die gedagtenis van wat Christus vir julle kom doen het. Wanneer ons nou hierdie brood geëet het, dat ons daarin sal dink, dat die liggaam wat vol die volheid van God was, vir ons gebreek is. Wat 'n voorreg, Here. Ons doen dit tot u gedagtenis. Ons sê vir u dankie dat u liggaam gebreek het vir ons. Dat u vir ons 'n nuwe lewe gebring het, deur die versoening van u bloed, die liggaam wat uitmekaar uit besny is, vir ons hartsbesnydenis, waar ons voor u kan kniel in totale danksegging. Here, ons eer u vir die brood, en dankie dat ons dit nou saam in geloof kon gebruik. Vriendie, Paulus skryf verder, hy sê, net so ook het hy die beker na die ete, met die woorde, hierdie beker is die Nuwe Testament in my bloed. Doen dit so dikwels as julle daaruit drink, tot my gedagtenis. Want so dikwels as julle hierdie brood eet, en van hierdie beker drink, verkondig julle die dood van die Here, totdat hy kom. Want wie dan op 'n onwaardige wyse hierdie brood eet, of die beker van die Here drink, sal skuldig wees aan die liggaam en die bloed van die Here. En vriend, daarom wil ek jou nou uitnooi om die beker op te tel, wat die Here gegee het. Hierdie beker, soos het hy gesê, is die bloed van die nuwe verbond. Die bloed van die Nuwe Testament. En so dikwels as julle daaruit drink, doen dit tot my gedagtenis. Doen dit tot die gedagtenis van dit wat die Here deur sy bloed offer vir jou oopgebreek het in die belofte van die nuwe verbond. Vergifnis, vryspraak, heiligmaking, 'n nuwe lewe, 'n nuwe toekoms, ewige lewe, vergifnis van sondes, die ou lewe weggewas, 'n nuwe lewe in geloof, in die geregtigheid van God wat hy gebring het in sy seun, genesing, heelmaking, oorvloed, danksegging, die voorreg om die knie te buig vir Jesus, die voorreg om jou kruis op te tel, al die beloftes van die nuwe verbond. Neem, drink en glo dat dit ook vir jou was. Doen dit nou tot sy gedagtenis, en loof en prys hom terwyl jy drink. Vader, ons eer U dat ons die voorreg gehad het nou om hierdie tekens te kon gebruik. Ons loof U, ons prys U, ons sing uit ons hart uit 'n jubelsang, 'n lofsang, dat ons bekers deurdrink is, dit loop oor. Ons bely, wat 'n vriend het ons in Jesus, ons God, ons toevlug, ons Here, ons leidsman, ons volëinder. Ons het gedors hierdie week, ons het gevind, ons het ons lewens oopgemaak vir die Heilige Gees, en ons vertrou dat ons hiervan af verder kan gaan, in intimiteit met ons Here kan leef. Ons eer die Here Jesus. Ons eer die Vader in Jesus se lieflike naam.
Amen. כמה שמחה יש בביתך כשכולם שרים ביחד על שהיה, על שיהיה ועל כל שאתה עושה. היו ימים טובים יותר אך לעולם לא נוותר על השמחה הארוחה שעוד תבוא, כן היא תבוא. כולם ידיים באוויר לפני ישוע חוגגים, נראה טובך שם במרומים אך גם בארץ החיים נרים קולנו לשמיים ונמלא אותם בשיר, נחגוג יחדיו כמשפחה כשנבוא שוב לביתך. אם לא נשיר ונהלל האבנים לא ישתקו, כל הבריאה לך קוראת ברוך הבא מרנתה. בין אם עוד שנה או עוד 100 לך נמתין בציפייה, ושעלה גם עוד ירד ואז תתחיל החגיגה. כולם ידיים באוויר לפני ישוע חוגגים,